Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag 11 Maart 2026. Ek hoop julle het 'n absolute stunning dag wat voor julle uitstrek vandag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Vader God, baie dankie vir hierdie Rietvlei dam wat hier by ons is. Here, waar ons die voorreg het, is ons daar verbyry om allerlei verskillende tipes voëls te sien, kolgaanse, eende, pelikane. Here, en nog 'n klomp ander spesies van voëls wat daar is. En Here, dat ons sit nou met net 'n pad wat ons skei met twee groot wonderwerke, met 'n fontein aan die een kant, 'n dam aan die een kant, 'n wetland aan die een kant en die see aan die ander kant en 'n berg aan die ander kant wat U gemaak het, alles wat U gemaak het, en ons ry elke keer met ons karre tussen die twee wonderwerke deur, op en af en op en af en op en af. Here, dankie vir U omgee vir ons. Dankie dat U so duidelik kom sigbaar maak vir ons. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is nou hier by nog steeds by 1 Timoteus, by vers 12. Onthou, dis 'n pastorale brief wat Paulus skryf aan Timoteus. En liewe vriende, hy sê aan Timoteus, my eie kind in die geloof. Nou, hy is baie lief vir Timoteus. Timoteus wat hier in Efese is, 'n handelsstad, liewe vriende, die sentrum van die heidense geloof. Ja, dis nie ligte musiek nie, né? So Timoteus is daar, liewe vriende, en Paulus skryf aan hom hierdie pastorale brief. Nie aan 'n gemeente nie, hy skryf 'n pastorale brief vir Timoteus, soos hy later ook aan Titus sou skryf, né? Nou sê Paulus die volgende, hoor hoe mooi praat hy met Timoteus. Hy sê vir hom, hoorie, teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Dubbelpunt. Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Ongelooflike mooi woorde. Hoekom is hy dankbaar? Dan kom verduidelik hy vir ons hoekom hy dankbaar is. Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Dubbelpunt. Hy, Jesus, het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel, al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. So hy is dankbaar teenoor Jesus om 'n tweede kans gegee. Hy het alles verkeerd gedoen. Hy het die mense in die tronk gegooi. Hulle het seer gemaak, liewe vriende, omdat hulle in Jesus Christus glo, totdat Jesus hom op die pad van Damaskus kom in sy voetspore kom stop het, deurdat 'n straal hom geslaan het, met blindheid op die grond geval het, en hy nie anders ook kon sê het, Jesus sê, Saul, Saul, hoekom vervolg jy my? En sê, Here, wie is hy? Sê Jesus. Daarom sê hy, teenoor Jesus is ek dankbaar. Hy het my krag gegee, betroubaar geag, nadat ek al hierdie strooi aangejaag het. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. En dan die volgende gedeelte, vir my so belangrik. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en met liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Nou, vir die vriende, Paulus op daai stadium, en hy sê dit op 'n hele ander klomp plekke, sê hy, maar hy is nie werd om enigsins geag te word. Maar die waarheid, hy sê dit die volgende een, hy sê, dis 'n betroubare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word, dubbelpunt. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Hy weet, die genade wat God hom gee, liewe vriende, is onverdiende guns alleen. Wanneer hy vir ons kom sê, die Here het my oorlaai met sy genade, vriende, hierdie stukkie moet julle vir iemand stuur wat sê, die Here kan nie, ek is te groot sondaar, ek kan nie, Here kan my nie vergewe nie. Ek het al 1000 keer dieselfde ding gedoen, Here kan my nie vergewe nie. Dis onwaar, dis 'n leuen van die duiwel. Dis 'n leuen van die duiwel. Daar's geen sonde wat die Here nie kan vergewe nie. Al sonde teen die Heilige Gees is inderdaad as jy die genade van die Here Jesus verwerp. Dis dis sonde teen die Heilige Gees. Maar vriende, daar is mense met soveel seer, want ons sal moet vir hulle loop sê, as ons lees wat Paulus sê, die Here het my oorlaai met genade, ek verdien dit nie, sê Paulus, kyk, ek het vervolg, ek het alles wat sleg gedoen, en Jesus het my inderdaad kom genadig, ek is so dankbaar teenoor hom, en hierdie gedeelte moet nou vir mense stuur, liewe vriende, wat dink, hy kan nie vergewe word nie. Nee, jy kan, hoor wat ek vir jou vanoggend sê, dit staan baie duidelik vir ons.
Kom ek kyk, ek wil gou draai en hardloop hier na Efesiërs toe, as ek dit nou reg kan onthou. Partykeer as jy nou so vinnige ding doen, dan misgis jy jou partykeer met waar dit staan. Kom ek net net 'n bietjie kyk hierso. Ek moet net kyk of dit dan nie Galasiërs is. Die mense was nou so, ek is sorry dat ek dit so vinnig hier by julle afkom. Ek net gou kyk hierso of ek dit nou vinnig. As ek dit nou nie vinnig gekry nie, dan gaan ek dit los, maar ek sal sommer vir julle dit 'n vry vertaal amper soos dit is. Maar hy net eenvoudig kom sê, jy kan nou sien wanneer ou so vinnig probeer en kry jy nou nie dit nie. Wanneer hy kom sê, maar ek kan my alleenlik op die genade beroem, daar's geen werke wat jy kan doen om genade te verdien nie. Dis nou vry vertaal, kom sê Paulus op 'n ander plek in een van sy ander briewe. Daar's niks wat jou kan skei van die liefde van Christus nie. Maak nie saak wat ek en jy verkeerd gedoen het nie. Dit moet jy glo. Daarom kom sê Paulus, ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en met liefde. So ek en jy, een van die gawes wat ons kry is geloof. Liewe vriende, jy is nie sommer net geloof, daai heidene wat tot bekering kom, dis nie sommer net gebeur nie. Nee, die Heilige Gees het die hele tyd in hom gewerk en hy het nie op die dag net 'n helder oomblik gekry. Nee, die Heilige Gees het hom gewerk en op 'n kol toe begin sy oë oopgaan en hy sien die Gees van God raak en hy sien Jesus raak, liewe vriende, en hy neem hom aan. En Paulus sê, hy sê die Here het my kom oorlaai met wat? Met sy genade en met sy geloof en met sy liefde. Sy liefde het vir my te veel geraak, hoor ek Paulus sê. Die Here het my kom uit hy gat uithaal. Daai gat waarna ek op pad was op die ouene na die ewige verdoemenis toe en hy my op 'n nuwe pad kom sit. Hy het vir my daai geloof gegee. Hy het my oorlaai met daai liefde sodat ek altyd kan weet, maak nie saak wat gebeur nie. Ek sal nie anders kan as om vir God uit te kom in geloof nie. Kom sê Paulus in soveel woorde. Miskien moet ek daarby volstaan nou eers. Ja, dis my 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.